My seun het op 15 sy liefde ontdek vir bye in Namakoland toe hy by sy pa gaan kuier het op die plaas en die volgende oomblik is hy 'n byeboer. Sy pa het vir hom 'n paar korwe gekoop en hy het nie veel geweet nie, maar hy het sy navorsing gedoen, baie intensiewe navorsing gedoen en toe het hy 'n opstel geskryf by die skool, by hoërskool. En toe het die Afrikaanse juffrou Barnard, het toe vir hom voorgestel aan die byeboer in Swellendam. Hy het sy hele hoërskoolloopbaan, het hy vir die byeboer gewerk, naweke en vakansies, en saans was hy die spook van Swellendam, het hy op sy fiets gaan bye uithaal, waar daar byeverwyderings was. Vakansies het hy huis toe gekom, en dan het ek hom rondgeneem, hy het nie 'n kar gehad, of hy het nie 'n lisensie gehad nie, en ek was sy apprentice gewees. Ek moes hom help en goed aangee, en ek moes hom rondry, om bye te gaan verwyder, en so het ek geleer van byeverwydering. In 2020 is hy permanent oor see, toe het ek oorgeneem, bietjie aan die kant gemaak, en het ek die besigheid begin bou as my eie besigheid. So my kind het basies vir my 'n besigheid gegee. En ons het gegroei van 7 kuste toe hy weg is, na 300, ons het opgetel, ek weet nie hoeveel kuste ons mee het nie. Ek koop my kaste by CWI, ons stap al 'n lang pad saam, ek het voorheen vangkaste by haar gekoop, wat die kleiner kassies is, en nou koop ek die groter kaste by haar. Hierdie deksel het 'n ekstra spasie, so jy kry 1,5 kg tot 2 kg ekstra heuning in daai deksel. En ek hou van haar kaste, hulle lyk netjies, hulle lyk mooi, jy sal sien, hulle is helder, en die bytjies is gelukkig daarin. Al ons bytjies is gered, almal van hulle is gehervestig, en vir ons, dis maar ons ethos, ons kyk na hulle en hulle kyk na ons eventually. Na 18 maande van hervestiging, maak hulle eers hulle eerste heuning, so hulle moet 'n veilige plekkie hê om te bly tot dan. Dan sit ons bye op plase, klein hoewe, mense met groot tuine. Ons verkies om hulle te plaas op 'n plek en hulle bly daar. Ons diens hulle, ons oes hulle, ons kyk na hulle en maak seker hulle is gesond, en ons pas hulle baie mooi op, en die boer kry 'n deel van die heuning wat ons op sy plaas verskaf. Ek maak seker niks word gemors nie. Ek ontgin my was self. Ek is baie pynlik oor my was, dis baie mooi geel was. Die propolis ontgin ek, waar ook al ek gaan, as ons 'n bye uit 'n boom uit gaan haal, eerste wat daar kom is, ek oes die propolis wat ek kan kry, en dit herwin ek dan, en ek berei dit voor, en ek sit dit in die vrieskas, so as ek my produkte maak, het ek stok. Ek maak verskillende produkte, van die byewas maak ek, en propolis, maak ek propolis tincture, propolis oil, lip balms, eczema room, propolis room, dan die heuning. Een van die produkte wat ek maak ook is 'n wound care kit, dis vir diabetes se ulcers, en dan het ek besluit, heuning is nie net vir tee nie, kom ons maak iets lekkers daarmee. Toe het ek 'n reeks souse uitgebring, wat alles met heuning gemaak is. Dan het ek sepies is rooibos en heuning, propolis en heuning, shea butter, dis 'n eczema sepie, wat baie goed is vir mense met eczema. Alles is met 'n doel gemaak. Infinity Bees doen uitreikwerk om terug te gee. Ek doen mentor ook baie jong byeboere wat begin met byeboere, en ek stuur hulle natuurlik almal na Anelda toe vir hulle kuste, en ek voel net ek moet, na die wonderwerk wat ek gesien het met my kind, wat vir hom 'n lewe gegee het basies, die bye het van hom 'n mens gemaak. Ek wil dit teruggee aan ouers wat soos ek gevoel het, ouers wat voel, daar is nie 'n toekoms vir hulle kinders nie. Daai kinders wil ek werk, en ek wil vir hulle leer van bye, en nie almal gaan van die bye hou nie. Want een seentjie hou van die plakkers opsit, die ander maak die bottels vol, die ander draai die sepies toe. So daar kan 'n werkie wees vir elke kind. En dis die begin van die pad
om ons skool oop te maak, ons skooltjie oop te maak en met autistiese kinders te werk en kinders te werk wat nie in 'n akademiese wêreld pas nie. Dit gee vir hulle net waardigheid. As jy 'n entrepreneur is wat belangstel in die beiebedryf, daar is soveel aspekte van beiewerk wat jou dalk kan interesseer. Jy kan of van jou korwe af leer en kry vir jou 'n mentor. Moenie dink jy gaan dit alleen kan doen nie, want jy gaan foute maak, jy gaan jou beie doodmaak en dan gaan jy huil en jy gaan ophou en jy gaan geld mors. Kry vir jou 'n mentor, doen 'n kursus, leer soveel as wat jy kan en dan besluit jy waar jy is. Jy kan bestuiving doen. Jy kan met 20 korwe kan jy bestuiving doen. Jy kan al jou was verhaal van jou korwe af as jy nou heuning uitspin. Jy kan die propolis kan jy bymekaar maak. Jy kan propolis verkoop, jy kan was verkoop. Jy kan daai was en propolis kan jy in 'n produk omskep soos ek maak. Propolis salf. Dit is wonderlike medisyne wat 4000 jaar al medisyne is. Dis net ons mensdom het dit vergeet. So dan is daar die ander aspek van jy kan korwe op 'n kliënt se plase opstel vir hulle, dis hulle korwe. Jy kan dit diens, jy kan 'n travelling beekeeper word wat rondgaan en mense se korwe diens. Jy kan net heuning doen as jy wil heuning doen. Daar is so wye veld wat van daar af kom. En dan, as jy nou 'n bietjie geleer het, dan kan jy rondgaan en jy kan mense leer oor hoe om beie te versorg.